Goeiedag en goeiemôre. As ek begin, dan groet ek u in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus, sy kosbare Heilige Gees. Amen. Amen en amen. Wow. Dit is Here, dit is wonderlik, dit is 'n plesier, dit is 'n voorreg om in u teenwoordigheid te wees. Om voor u te kan staan, om voor u stil te word. Kom ons sluit net die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na u toe, ons kom staan voor u. Here, u is groot. Ons wil u bewonder, ons wil u aanskou, Here, ons wil u grootheid, u heiligheid, Here, bewonder vandag. Here, u is heilig, u is God, u is almagtig. Here, u is die heerser, die skepper van die hemel en aarde. U hou alles in u hand. Here, u hou my lewe in u hand. Dankie, Here, vir u redding deur u seun Christus Jesus. Dankie vir verlossing. Spreek met ons vanoggend. Here, dankie. Net die teenwoordigheid, Here, vat ons van deur na hier in die middel is ons al klaar. Here, en u het nog nie eens begin praat nie. Here, ons gaan daar heel bo eindig vandag in die naam van Jesus. Ons dankie. Ek dankie, Here, vir die voorreg om hierdie woord van u te kan deel met mense. Seën u eie woord self, gaan met u gees my vooruit. Here, maak u grond self gelyk. Maak harte ontvanklik. Ek bring elkeen met sy probleem of haar probleem na u vanoggend. Here, ons bid vir hulle wat alleen is, wat bekommernis het, wat siekte het. Here, wat nie werk het nie, wat nie inkomste het nie. Here, wat voel hulle val uit mekaar uit vanoggend, Here, in verhouding, in finansies, in wat ook al, Here. Wees ons genadig. Raak ons aan. U sê in u woord, Here, u genade is vir ons genoeg. Here, wees ons genadig en spreek met ons vanoggend. Here, ek bring ook elkeen na u wat in hierdie maand aan u gehoorsaam was en getrou was met tiendes en offers. Ek bring elkeen na u toe, Here, en vra dat u elkeen ooreenkomstig u woord en u rykdom in Christus sal seën. En dankie dat u aan elkeen sy behoeftes sal voorsien, Here, tot aan die einde van hierdie maand. Spreek met ons, Here. Ons is geseën. Spreek. Ons wil hoor wat sê u. Amen. Amen en amen en prys die Here. Wel, ons het verlede week in die Here se genade by die eerste brief gewees, begin met hom, die Efese brief, en ons is nou by die tweede brief, die Smyrna brief. Ek praat net van die Smyrna brief, nie van die Smyrna kerk regtig nie, want dit is nie net 'n kerk gewees, hierdie gebou nie. Ek wil hê jy moet dit begin uitbeweeg uit jou kop uit, dat dit hierdie was 'n kerk gewees net. Hierdie was, soos die Here dit verlede week vir ons gewys het, dis 'n kerk en 'n lewe. Dit is werklike kerke wat toe bestaan het, maar dit is ook lewens, so 'n lewe. Nou, gaan nie baie tyd mors nie, ons begin sommer dadelik. Dit vat nog al 'n
tydjie, ek sien die eerste 2 afleweringe was elkeen 'n uur gewees, so laat ons gaan. Bietjie iets net oor Smyrna. Was dit regtige plekke? Ja, dit was 'n plek. Smyrna was 'n ryk hawestad wat bekend was vir sy toewyding aan Rome. Verskriklik toegewyd aan Rome en die aanbidding van afgode. Smyrna, die woord Smyrna kom hier vandaan. Daarso kom uit die Grieks van die woord miro. Miro wat beteken bitter. Kom ons kyk, het ek dit daarso. Wat beteken bitter? Miro, kan jy sien? Mirre, miro, mirre, dit beteken bitter. Smyrna was en tot vandag toe is bekend as die vervolgde kerk en is die enigste van die 7 kerke wat vandag nog bestaan. Dit het net 'n ander naam vandag, die gebied het verander. Dit is nie meer Smyrna nie, dis nou Izmir. Daarso is hy. Daar is werklik so 'n plek, daarso is hy. Smyrna is nou Izmir. Daarso kyk hoe naby aan Patmos was dit eintlik. Patmos die eiland waar hy was, hy het net oor die waters geskryf vir daai mense. Daarso, net so 'n bietjie agtergrond dat jy net 'n idee kry. Daar sit al daardie kerke, hulle sit so mooi in 'n ry daar langs mekaar. Of daardie briewe wat hy geskryf het. Izmir het nog steeds 'n groot Christen gevolg. En hy bestaan 2000 jaar al daardie kerk. Groot kerk daarso, hier is die foto van die kerk daarso vandag nog. Daarso, the Church of Smyrna. Lyk so 'n bietjie soos hulle styl, né? Met die pilare en goed, maar hy is nog steeds daar, staan nog steeds daar, nog steeds 'n groot Christen gevolg daar. En hulle word nog steeds deur die moslims vervolg. Ja. Vol van afgode gewees. Hierso is net 'n foto van hoe dit daar vandag lyk. Baie tekens van hierdie afgode en die beelde en goed. Kyk daarso sit die, ek hoop jy kan dit mooi sien soos wat ek dit sien. Daar in die agtergrond, daar sit die hedendaagse Izmir of Smyrna en kyk hier voor. Dit is, ek wil dit nou sê, dit is vrot van die tekens hier van pilare en goed is wat alles afgode diens was en beelde. Daarso is baie tekens daarso nog steeds vandag daarvan. Dan hoe dit net vandag lyk, ek wil dit graag vir jou wys 'n bietjie, dat jy kan sien. Dit is lekker vir my om, daarso is Izmir in die boonste plek, so is Smyrna. Dit is hoe hierdie stad vandag lyk. Jy kan sien, dit is een massiewe stad met die hawe hierso. Maar kyk daarso, die wolkekrabbers daar agter en hierso is 'n foto net van hoe dit vandag in die nag lyk. Right. Nou, onthou, hierdie was een van die slegs 2 briewe wat oorskynlik in die begin as die goeie en die aanvaarbare briewe beskou was. Nou kom ons kyk na die brief. Ek wil net sê, dwars deur die brief word punte genoem wat alles positief lyk. Lyk of dit positief is.
vers 8. Vers 8 lees, en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Die engel verwys nog steeds, verlede keer het ons gesien, dit is die leier, die hoof van die kerk, die prediker van die gemeente. Die eerste en die laaste wat die dood was en lewend geword het, daar is definitief net een wie dit is, en dit is Jesus Christus. So dit is Jesus definitief wat hier aan die woord is. Vers 9 dan, daar is niks verder aan daardie teks nie. Vers 9, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Dit is interessant. Net aanvaarbare brief, die enigste aanvaarbare brief, een van 2, maar die Here sê hier sou daar maar negatiewe goed hierso. Positief ook, hierdie gemeente het in midde van 'n sinagoge van Satan. Wat is 'n sinagoge van Satan? Wat beteken dit? Dit is waar afgoderry, valsleringe die orde van die dag was. Hulle het in te midde van valsleringe en waar afgode aanbid word en hierdie Satans werke gedoen was, en valsleringe het hulle te midde van dit vasgestaan. Dan sê die Here daarso dat hulle arm was. Hulle was werklik 'n arm klomp mense daar, 'n arm gemeente wat onder die ergste Romeinse verdrukking gestaan het. Maar Jesus sê ook, hoewel hulle arm is julle ryk. Nou is jy arm, maar ook ryk, want die Here kyk na ander, met 'n ander kriteria waarna hy kyk, vir ryk. Hulle was ryk omdat hulle ewige lewensskatte in God versamel het, en nie vir hulle self vergader het met dit wat mot en roes kan verwoes nie. Dis die woorde van Lukas 12 vers 21, né? Daar sê, hulle is ryk gewees in die Here. Amen. Baie belangrik, dis nie omdat hulle verdrukking moes weerstaan en omdat hulle materieel werklik arm was, dat hulle ryk was in die Here nie. Hierdie was werklik 'n arm gemeente, maar hulle kon ook steeds arm in die ewige lewensskatte gewees het. Dis nie omdat hulle was, omdat julle arm is, sal julle nou ryk wees nie. Daar bestaan hierdie valssiening, dat omdat iemand arm is hier op die aarde, hy eendag sal die hemel toe gaan, want daar staan die woorde, en dan word dit aangehaal, wat sê Lukas 6 vers 20, wat die Here sê, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Sien jy daarso? Byt vas, jy is arm hier op die aarde, jy gaan 'n skatryk wees in die hemel, jy gaan hemel toe. Dit is nie waar nie. Jy kan arm wees op die aarde en jy kan na die dood nog armer wees as jy nie in die hemel is nie.
Jy kan ryk wees op die aarde en jy kan ryk wees in die hemel ook, as jy vir jou skatte in die hemel vergader. Amen. Wanneer die Here praat van salige armes, wil ek dit noem, praat hy van persone wat in hulself arm is. Hoe is jy in jouself arm? Deur bankrot te wees in jou eie wil, ek het nie 'n eie wil nie, bankrot te wees in die werke van die vleeslike begeertes, Here, in myself, in die dinge wat ek self wil kan create, skep, ek is arm daarin, ek het geen wil nie, salig is hulle, geen rekening nie, Here, ek is arm in ongehoorsaamheid, arm in jaloesie, arm in kwaad, arm in die werke van die vlees. Die Holy Bible, die Contemporary English Version, Study Edition van hierdie teks lees as volg. Nou hoor hier, Joepsie, daar is salig as julle armes, boom, daar so. I know how much you suffer and how poor you are, but you are rich. I also know the cruel things. Daar sal word 'n ander woord genoem, wat nie in ons vertaling is nie. Hierdie is baie nader aan die oorspronklike as ons vertaling. I also know the cruel things being said about you by people who claim to be God's people, but they are not. They are a group that belongs to Satan. Amen. Amen. Daar staan dit meer verstaanbaar, dink ek. Maar duidelik, as ek hier lees, dit is duidelik dat daar nie net mooi bekeerde, weergebore mense, almal gevul met die Heilige Gees in hierdie gemeente was nie. Baie duidelik, want hy sê, wat among you, tussen julle, wat cruel things gesê het. In die geheel is hierdie brief aan die mense in hierdie gemeente was aanvaarbaar, positief. Maar daar was definitief tussen hulle ook mense wat voorgegee het, hulle is wie hulle nie was nie. Daar so staan dit. Het ek dit daar kom kyk, ja so in vers 9, die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, maar nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Hier was mense in die kerk wat gemaak het of hulle Jode is. Daardie tyd hulle het maar net uitgedruk dat hulle Jode was. Daar was nog nie 'n woord gewees Christene nie. En hulle het gemaak of hulle Christene was. Mense wat net so opgewonde was, is die res van die mense om hulle oor hierdie positiewe brief. Want hulle was lidmate van hierdie kerk. Net so bly. Hoor hierdie brief wat ons kry, hoor hierdie verslag wat ons gekry het. Wow. En was net so bly. En net hier is die waarskuwing. En dit is die waarskuwing, en dit gaan vir 'n vreemde prentjie dalk wees, maar kyk net, hierdie is die waarskuwing. Net daar is die waarskuwing. Sien jy nou, kyk daai fancy kerk daarbo, kyk hierdie mense hier onder,
almal sy handjies op en almal aanbid en almal lyk bly en almal. Wanneer dit kom by jou, is dit van geen belang. Wanneer dit kom by my, wanneer dit kom by jou, is dit van geen belang dat ek in 'n sekere bekende gemeente besoek nie, of watter bekende geestelikes ek ken, of wat ook al nie, of wie my besoek nie. Dit is ook van geen belang hoeveel geld en tyd ek aan die armes gee en spandeer nie, want ten spyte van al hierdie goeie briewe wil ek noem, hierdie goeie verslae om my, kan ek myself nog steeds in die, wat is die woord daar, sinagoge van Satan bevind, omdat ek voorgee dat ek iemand is wat ek nie is nie. Wow. Dit is wat die woord daar sê. Voorgee dat ek gered is, maar eintlik is ek nie gered nie. Eintlik kan ek nie wag om tussen hierdie klomp uit te kom nie. Ek wens die diens wil nou klaar kry, ek wens hierdie wil nou klaar kom. Terwyl ek daar is ek net so opgewonde, maar dit wat ek doen, dit wat ek sê, dit wat ek praat, kom niks ooreen met mense, iemand wat gered is soos daardie wat om my is nie. Ek moet jou ek gaan jou iets vertel nou, wat gewoonlik by demonologie uitkom in daardie vak, maar ek moet dit nie so noem, dit het baie van toepassing hierso, nie om jou bang te maak nie, maar net dat jy kan besef wat in die wêreld aangaan. Persone wat voorheen in satanisme betrokke was, en wat bekeer het en tot by weergeboorte gekom het, en getuig, dan hulle getuig dat in 99% van alle gemeentes iemand in die gemeente is deur wie Satan vrylik werk. Wat voorgee hulle is wie hulle nie is nie. Dit is gewoonlik iemand waarvan jy dit die minste sal verwag. Hoe? Daardie persoon wat gewoonlik 'n baie sterk engel van die liggees het, baie heilig voorkom. Nog meer sterend is, sê hierdie ouens wat in satanisme was, is die feit dat 90% van hierdie mense op 'n kerkraad dien, om die dinge daarso in 'n rigting in te vat of te weerstaan. Hierdie persoon is gewoonlik bekend as 'n baie presiese persoon wat alles net volgens die boek doen. Nee, ons sal dit nie so doen nie. Ek aanvaar niks net sommer goedsmoeds nie. Konseis oor sy of haar sterk karakter of sterk geaardheid. Baie gevaarlik. Want die hoofdoel van hierdie persoon is dan juis om onopmerklik verrigtinge te versteur, om te verset, om dwars te trek, om tweespalk en oneenigheid te bring. Want daardeur word 'n verstoring in die gees bewerkstellig wat 'n uitwerking op die hele gemeente kan hê, en sodoende die Heilige Gees, wat kan doen in die Heilige Gees? Die vloei van die Heilige Gees kan beperk. Amen.
nog iets wat skokkend is, wat jy nie weet nie, wat ek vir jare nie geweet het nie, tot ek het uitgevind het, totdat ek in die vak was. Dit is ook bekend dat in elke jaar Januarie, dan kom daar so, dus 400-600 plus mense by mekaar, wat almal predikers is, pastore, dominees, bishops, wat profete, wat hulle ook al noem, wat eintlik almal in satanisme is, maar wat op preekstoele staan. Wow. Dan kom hulle by mekaar elke Januarie en dan word daar so beplan en daar word 'n strategie beplan vir die jaar wat voor lê. Hoe om gemeentes geweldig besig te hou met funksies en goedertjies, om hulle op sielsvlak, emosionele vlak te bedien, vals wonders en tekens te doen, en om enige iets te sê en te praat, maar nooit regtig die naam van die Here regtig aan te roep nie, om nie van die kruis te preek nie, nie van die bloed van Jesus nie, nie 'n erkenning oor die Godheid, die Vader, Seun en die Heilige Gees nie. Dit is 'n kenmerk van hierdie predikers se prediking. Enige iets wat kragtig is, die bloed, nee, hulle praat nie van die bloed van die lam nie, want dit kastei hulle kan dit nie sê nie, hulle wil dit nie sê nie, hulle gaan dit nie sê nie, want hulle is hier om die mense net godsdienstig te hou, besig te hou, nie om hierdie mense enige iewerste te kry in geestelike groei nie. Net hier wat hulle bly waar hulle is, met vals verdraaiende woord om hulle te vermaak. Nou, hoekom noem ek hierdie dinge? Want die groot meerderheid van ons en van kerkgangers is onder die indruk dat iemand aktief betrokke moet wees by sataniese offers en aanbidding en kerse en kykies met afkoppies en ek weet nie wat alles nie. Hulle sulke goed moet doen om sataniste te wees, om deur die duiwel beheer te word, wat nie waar is nie. Dit is net die tekens van hulle erkenning, hierdie goed, hierdie offers en die afkopkykies en ek kan nie anders, dit klink so snaaks. Hierdie goed, dit is net tekens. Dit gaan oor die hart. Here, ek het my hart, my siel, hoe sê hierdie ouens wat baie van hierdie ouens wat in Hollywood bekend is en wat dan kom hulle en hulle begin dit erken openlik mos op die verhoor. I sold my soul to the devil to be successful and now I am really baie belangrik is nie hierdie goed wat hulle moet doen om Satan te verheerlik nie. Dit is om Satan se wil te doen hier tussen die mense. Net soos dit is. Ons moet die Here persoonlik maak om die wil van die Here te lewe. Jesus sê nie vir Johannes iets hierso om te skryf, ek sien daar is tussen julle mense wat die duiwel aanbid en offers aan hom bring
en dat sommige van hulle self met skerp voorwerpe sny en beseer, en dis daarom is hulle van die sinagoge van Satan nie. Nee, die Here sê nie dit nie. Die Here sê dood eenvoudig, daar is onder julle, want die Here het 'n ander maatstaf waarmee hy bepaal of iemand van die sinagoge van Satan is. Hy sê dit in vers 9. Het ek vers 9? Ek het hom al hier gehad. Nee, ek het hom nou gemis. Die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van Satan is. Die Engelse weergawe, die Holy Bible Contemporary English Version Study Edition, lees as volg: The cruel things. Jy sê iemand die so, ek het dit gelees, nou, maar dan lees dit maar weer. The cruel things being said about you by people who claim to be God's people, but they are not. They are a group that belongs to Satan. Iewers het ek nou hierso die goed dubbel versies aangehaal, maar dit maak nie saak nie. Die Here sê, the cruel things that you do. Wat 'n cruel things wat jy sê van mense. Nie die offertjies en die kykies en al daai goed nie, die cruel things, die werke van die vlees. Die Here gebruik een maatstaf en dit is om te kyk wat uit jou hart uitkom en by jou mond uitpeel. Jesus sê hier dat indien jy sê dat jy 'n verbondskind is en cruel, wrede dinge van 'n mede verbondskind sê, verkondig jy 'n vals evangelie. Hoor jy daar? En behoort jy tot die sinagoge van Satan. Pas op wat by jou mond en jou hart uitkom. Nou dit het my nuuskierig gemaak om te sien wat is cruel, wat is wreed. Here, wat beteken dit wreed regtig? Toe gaan kyk ek in die Woordeboek en wat staan in die Woordeboek. In die HAT verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal, lank daai. Ons skryf wreed as volg. Kyk wat staan hier. Daar staan, oeps, dis nou 'n bietjie rooi, bietjie donker dalk. Wreed, byvoeglike naamwoord en bywoord. Onbarmhartig, barbaars, staan daar so, onmenslik, staan daar staan daar, brutaal, dier, wreed, behandel, wrede, barbaar. 2 wat blyk gee van so 'n benadering, geaardheid, 'n wrede plan, iemand wreed straf. Dit is wat die Woordeboek sê onder wreed. En dan staan daar by ander verklarings, kom daarby in ander woordeboeke wat dit anders te verklaar,
wil ek byvoeg wat in hulle staan, daar so staan, om pynlik, liggaamlike of emosioneel hulle pyn te veroorsaak, lyding om die waarheid te verdraai, is wreed. Ongevoelig, opsetlik en om die gevoelens aan te val. Nou, dit is nie nog vir my verbasend, dit is wat wreed is volgens woordeboeke. Dan is dit ook nie vir my snaaks dat dit nogal goed ooreenstem met die werke van die vlees van Galasiërs 5 nie. Wat sê, daarso, die werke van die vlees is met ander woorde wreed. Galasiërs 5, vers 19 tot 21. Twis, jaloersheid, onreinheid, ongebondenheid, vyandskap, naaiwer, tweedrag, partyskap en afguns. Dieselfde, dis wreed. Wow. Nou met dit wat die skrif sê en wat die woordeboek sê, is 'n verklaring van wreed kan ek net een saamgevoegde stelling maak. Dit is, wreed is goddelooslik, onheilig en duiwels, om wrede dinge wat onbarmhartig, onmenslik, brutaal, wat pyn en emosionele pyn veroorsaak, lydend, ongevoelig, opsetlik, wat gevoelens aanval of die waarheid verdraai. Dit is wreed. Wat? Dit is wat jou in die sinagoge van Satan plaas. Galasiërs 5 vers 21 gaan dan net aan daarna en sê van hierdie wrede goed, hierdie werke van die vlees, vers 21 staan daar, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Amen. So ons moet pas op, lê dit af. Pas op wat jy sê. Pas op nie net vir die werke van die vlees nie, die werke van die vlees is wreed. Pas op van die werke van die vlees wat jy spreek. Dit is wreed en die wat wreed is van die sinagoge van Satan en sal die koninkryk nie beerwe nie. Dit is die waarskuwing van hierdie brief. Ons kan tussen heiliges beweeg, ons kan saam met hulle aanbid en omdat hulle geseënd is, deel ons in die gemeente se seëninge. Nie omdat ons so geseënd is nie, of omdat ons op die regte plek is nie, maar of die ander om ons geseënd is. Omdat hulle gesaafdes is, wat vol van die Heilige Gees is, omdat my vriende, my vrou, my kind, my wieever, iemand anderste in my familie gesalf is, vol van die Heilige Gees is, kan ons hulle salwing beleef wanneer ons saam bid, wanneer ons in 'n diens is, wanneer ons hierdie teenwoordigheid by hulle van die Heilige Gees ervaar, dan ervaar ons eintlik wat hulle ervaar, dit beleef ons ook. En ons beleef dit, want niks kan staan voor die teenwoordigheid van die Gees van God nie. Amen. Dit is wat die woord sê. En dat elke knie sal buig voor die naam van die Here.
dan ervaar ons eintlik wat hulle ervaar, maar ons deel daarin, want ons is nog op sielsvlak, hulle is op geesvlak, en deur die ervaring beleef my siel, en dan raak ek in 'n tyd, want dit is nie my gees wat so mal raak nie, dis toe al die tyd my siel wat opgecharged word. Wow. En in die tussentyd is ek van die groep van Satan, vanweë die wrede dinge wat ek doen en sê van hierdie selfde geselfdes wat rondom my is, wie se salwing ek so lekker opry. Amen. Moenie deur die vyand mislei word. Deur saam te ry op ander gelowiges se goeie verslag nie. Jy moet self jou eie goeie werke doen, self die Satan weerstaan, die verdrukking weerstaan. Jy moet self ryk wees, ryk word in die ewige lewe. Ek moet self niks vrees nie. En ek moet self wees wie ek werklik is in Christus. Nie minder nie en ook nie meer nie. En bovenal, moenie goddelooslik, onheilig en duiwels optree deur onbarmhartig, onmenslik, brutaal, emosioneel, pyn en lyding te veroorsaak nie. Ongevoelig, onopsetlik, gevoelens aanval of die waarheid verdraai nie. Oor God, oor die Bybel of oor 'n mede-disipel, dan is jy van die sinagoge van Satan. Dis nie ek wat so sê nie, dit is die woord wat so sê, en ek hoop jy neem aanstoot van die woord wat die Here hierso sê. Hoekom ek so sê is, sodat jy, wat hier gaan kom, vers 10, vers 11, bekeer. Vers 10, daar so staan, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werk, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Nou oor hierdie vers is daar baie te sê, veral oor die 10 dae lank. En dis mense wat net in die tonneltjie kyk en net op kennis wil probeer gaan op dit wat hulle sien. Nee, Here, help ons, wat beteken dit? Hierdie is op die einde van die dag die wonderlikste sin in hierdie brief. Jesus sê, wees getrou tot die dood toe en wees verseker dat jou verdrukking nie langer nie as 10 dae sal wees. Wow, wow, wow. Die getal 10 beteken toets, wet, autoriteit, restoreer, vervulling en goddelik volmaak in goddelike orde. Wat staan nou hierso? Hier staan dat jou verdrukking en die wrede dinge teenoor jou gesê net sal aanhou 10 dae. Hoe lank is dit? Totdat jy vervulling, volmaaktheid in goddelike orde
bereik, gerestoreer is in die Here en in autoriteit begin optree. Dit is wat dit hier staan. Niks te doen met 'n werklike 10 dae nie. Wat hier so staan is, totdat jy geestelik volwasse is. Dit sal net aanhou totdat jy geestelik volwasse is. Amen. Wees getrou, wees absoluut getrou tot die dood toe en ontvang die beloning. Wat is die beloning? Dit was vers 10. Vers 10 het ek nie gewys nie, maar daar, ek het hom gelees vir en die getal 10 beteken toets, wet, autoriteit. Daar het ek gesê vir jou en ontvang die beloning. Daar is die beloning volgens dit wat daar staan in die vers. Hy ontvang 'n kroon daarso. Die beloning is die kroon van die lewe, wat die tweede dood, die poel van vuur, geen skade sal ly nie. Deur daardie tweede dood kan hom geen skade doen nie. Dit is wat die Here sê. Ontvang die beloning. As jy skuldig staan, die Here vanoggend gesê, die Here, ek staan regtig skuldig, hier is 'n paar dinge hierso wat ek doen, Here, wat van my wreed maak, dan sê die Here vir jou, vers 11, ek het goeie nuus vir jou, vers 11, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Wie 'n oor het, moet luister wat die Here vanoggend gesê het. Bekeer jou van die verkeerde en draai jou rug daarop. Bekeer jou. Jy is weergebore 10-1 alreeds. Jou hart vir die Here gegee. Maar Here, ek faal, as ek sien, dan kom ek met hierdie goed af. Nee, die Here sê, wat by jou kort is die bekering elke dag. Ons is een keer gered, een keer weergebore, maar elke dag moet ek my bekeer. Bekeer, 180 grade omdraai, rug draai op hierdie dinge van die wêreld, op die valsleringe, op die wrede goed sê, op die verdraaiings. Die Here sê, al wat jy moet doen, bely dit, bekeer dit, draai om, en staan dit elke dag teë, en jy sal hierdie beloning, ek wil net terugvat, jy sal die beloning van die ewige lewe ontvang. Dit is wat die Here sê in sy woord. Dit is wat hy sê in die broek, nie die broek nie, die brief aan Smyrna. Wow, is nogal 'n mond vol, baie om te verwerk. Ek bid regtig dat jy die Here sal toelaat om self te gesels met jou, self hierdie te vat en te openbaar in jou, self in jou gees te openbaar, self in jou hart vas te gaan maak. Maar so spreek die Here, so het die Here gespreek. Amen. Wat moet ons doen? As jy dalk nou skuldig staan, Here, laat ons
dan bekeer. En die Here gee jou dan kans om vanoggend te bekeer. Kom ons bid saam. Jy kan saam bid as jy wil. Ek sal dit weer nie lank sinne los nie. Vader, ek kom in die wonderlike naam van Jesus en ek sê eers dankie Here vir u woord. Dankie Here dat u met die tweesnydende swaard, Here, kom. Die swaard wat nie net sny na ander toe nie, maar wat terugsny na onsself toe. Dat u vanoggend oop gesny het. Here, ek moet bely dat ek wrede dinge doen. Here, ongevoelig is teenoor ander mense, nie hulle gevoelens in ag neem nie, ander kinders van die Here. Here, dat ek stories kan vertel, kan verdraai wat hulle sê, Here, dat ek my eie sieninge van u woord kan hê, Here, vals verdraaiings, Here, dit is wreed. Ek kom lê dit vanoggend neer en ek sê, Here, ek is bitterlik jammer daaroor. Vergewe my. Was my met u bloed skoon. Here, ek lê dit vanoggend af voor u. Kom vul my met u gees weer eens. Here, kom maak die waarheid en slegs die waarheid, die volle waarheid wat ons vry maak, maak dit vas in my hart, in my verstand, Here, in my mond, in my hande, in my voete, en my dade. Dankie Here, dat u deur hierdie briewe nie kom om ons bang te maak nie, maar om die waarheid aan ons te openbaar en ons meer, Here, die geleentheid gee om reg te stel. Dankie dat u soveel vir ons omgee, om ons nie net op ons eie te los nie. Dankie Here, vir u herstel nou. Maak my toe met die bloed van Jesus, omring my met die engele en bewaar my, sit my daar in u hand. Maak u hand toe om my in Jesus naam. Amen en amen en dankie Here. Amen en prys die Here. Wow. Dis Here, nou moet ek net, Here, help my, gee my krag om hierdie wilsbesluit, Here, ek wil nie verder nie. As dit weer opkom, as dit weer, Here, ek gaan dit teëstaan, want ek weet nou wat die dinge is wat my maak, dat ek van 'n sinagoge van Satan kan wees. Goed wat ons voorheen nie eers gepla het nie, dit het sommer net gerol van ons tonge af, né? Prys die Here. Dankie Here vir die genade. Dit is dit. In die naam van Jesus groet ek jou en met die seën van die Here, eerste in Hebreëus. Yerechocheta Adonai dishmarecha, Ya'er Adonai pawanilecha, vechochonechta, Yesa Adonai pawanilecha, ve'asamlecha, Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, jou genadig wees. Amen. Jou vat jou ophef in hom, in sy teenwoordigheid en aan jou vrede gee. Amen en amen. Tot volgende keer. Daai mooi woord, Shalom, vrede.